toe ons hierdie koortjie sing, kom bevestig die Here vanmôre die woord. Ek was besig met 'n ander woord gewees, en ek is so opgewonde in die woord, en gisteraand, toe gooi die Here die appelkar om. En hy sê nee, hierdie woord. Die woord oor die tema vanmôre, my blydskap in Christus laat my sing. Kind van God, ek wil môre vir u sê, want die vyand jou blydskap gesteel, het alles van jou gesteel. Want jou blydskap maak dat jy opgewonde in die Here is. Almal kan dit sien, maar wanneer daar geen blydskap is, dan jy mos geen van hierdie ou. Ek moet so baie broeder. Weet jy, man in die grondbos, heel dag vir alles. Want alles is ons verkeerd, arme hond word gestop en niks gedoen het nie. En die kat trek klap agter die kop, meeuw, in die deur uit. Hy het eintlik ook niks gedoen nie. Want jou blydskap is stil, dis wat die vyand wil doen, kind van God. Hy wil ons blydskap in die kerk insteel. En ons kom in die kerk, jy's eintlik vir ons dan opgewonde in die kerk te wees. Dit maak skoon as ek spring, want ek is mal vir Jesus. Ek ken hom met die wees van die dag. Jy het met dans betoon, en jy op die kans dat dans kom op. Weet jy wat, kind van die Here? Ek wil môre vir u sê, die oorlog wat daar in die gang is daar buitekant. Ek wou dit dop, dis nie net uit die gang nie, die koms van die Here is voor die deur. Ek wil môre sê, die koms van die Here is voor die deur, kind van God. En hoe gereed is jy om jou God te ontmoet vanmôre? Dan gaan ek nou heeltemal aan die boodskap. Maar die blydskap van Christus Jesus is my sterk, is my krag, is my beskerming elke dag. Ek kan hom gaan alles. Ja, ek weet die veld kom gee, gooi baie keer sommer hou. Span in die speek in, en hy wil jou blydskap steel. En hy maak jou kwaad. Maar weet jy wat? As jou blydskap behou, dan hy verloor. Maar die oomblik as jou blydskap verloor, dan het hy gewen. En ons kan nie die vyand wen vandag nie. Ons triomfeer meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Ons moet dit die oomblik as jy kan jou blydskap, ons jou verklaar dit. Jy, hoor mooi wat die woord van God sê, ek, Karel Swanepoel, is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Hy is my in die kruis gesterwe. Die probleem is, hy is vir altyd die hemel uitgewerp, en hy weet ons op pad so en so, hy is jaloers, want hy kan nooit meer teruggaan nie. Jy moet wel mooi vertel waar hy nou op pad is. Hy is op pad daar na die hel toe, dis waar hy nou op pad is, vir ewig en vir altyd daar. Maar ons die ewige tuis is aan die Here, waar geen pyn, geen siekte, geen hartseer, net blydskap en vreugde in die Here gaan wees. Halleluja! En dit maak my opwonde kind van die Here, om hier aan kan instap. Ek was by 'n grootbegin by straat van God te kom op die dag. As die strate van God nie hoor, my Bybel praat van 'n straat van God. Korbaan praat van strate, actually strate nie. My Bybel praat net van 'n straat. En ek dink is daai straat nie by die stem. Ek weet niks seker nie, maar ek moet verseker weet wat jy dan baie straat mag goed. Prys die Here. Nog skoon my stem so krakerig is. Nog so koue ding tussenin. Maar nou ja, ek gee nie om nie. Ek preek die woord van die Here vanmôre so met my gees. Kan weer die woord oopmaak daar by Psalm 27, die opskrif die Here is my lig en my heil. Psalm 27 vers 1 tot en met vers 6 gaan ons lees. Die opskrif Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Met ander woorde, nie bang te wees, nie bekommerd te wees nie, want ek het 'n toevlug. En my toevlug is in alle omstandighede Christus Jesus. Die beste plek waar jy kan gaan, die beste persoon waar jy kan omskuil vandag, is Christus Jesus. Vers 2, as kwaaddoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, my teenstanders en my vande, ja myne, struikel hulle self en val. Hoekom struikel, hoekom val hulle? Want ek verklaar die woord van die Here. Want daai boodskap is op YouTube, wat ek gepreek het, woorde dra krag. Ons spreek baie negativiteit oor onsself uit, ons spreek ding oor onsself, dan gebeur dit. In plaas om positief te spreek. Dis wat jy wees kind van die Here. Vers 3. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek by die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here,
om die lieflikheid weer te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil, hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots. Ons is mos geplant op die rots Christus Jesus. En daar kan geen vyand ons afhaal nie. Ons doen dit onsself. Ons doen dit onsself, deur ons woorde vertuiglik te spreek. Vers 6, en nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. Weet ook hierdie gedeelte lees het, sing Dawid. Stap hy man breekbaar stap. Niks niemand ontplan nie. En dis hoe ons moet wees. Met die vyand wys wie ons in Christus is. Wat is jou identiteit? Boodskap vir jy daai. Ek wil in sy tent offerings offer. Saam met die trompet geklank wil ek sing, ja, psalms tot eer van die Here. Ek wil so graag oor die shofar blaas, maar as volg my lip raas kyk, die heilige blaas wat hy's te groot geboor voor. Ek speel my eie, dis Here ons paas sal hy volgende Sondag reg wees. En dan sal ek hom kan blaas. Ek wil hom blaas môre. Ek wil die oorwinning blaas môre, kind van God. Ons moet blaas ons eie lewe deur wat ons spreek. My blydskap in Christus laat my sing. Dit maak my opgewonde want ek weet ek is op pad na 'n plek toe waar ek vir ewig, sonder pyn, sonder hartseer, sonder droefheid, net in die teenwoordigheid van die koning van alle konings gaan wees. Daar waar die seraf heeldag uitroep, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Kind van die Here, Dawid sê die Here is my lig. Te midde van die omstandighede weet hy beweeg in die lig Christus Jesus. En die vyand sou uit lig en hy blydskap uit wil haal. Maar jy as kind van God moet standvastig staan. Jy moet sê, hier staan op die rots en niemand kan my hier verwyder nie. Hy sal alles doen. Hy slins, maar hy teken op die alles so mooi, maak alles so pragtig. Hy is 'n leier. Hy is 'n mensemoordenaar, die woord van God sê dit. Hy is 'n mensemoordenaar. Lig by vreugde, dit is blydskap, dit is plesier, om in dronk te wees van sy vreugde. Wie van julle was al dronk in die Heilige Gees gewees? Weet jy, ek kan Isak Dawid praat net nou oor die kerk van vandag en die kerk van 30 jaar terug. Dan wil ek vir julle sê, die kerk van vandag, die kerk van 30 jaar terug, en die Pinksterkerke verskil ons dag en nag van mekaar. Het Pinkster groot geword. Toe by die AGS kerk na die brand in 63, al die jare Pinkster. En ek wil vir sê, kind van God, dat het tyd kom dat ons weer ons vreugde begin terugvat in die Here in, dat ons kerk weer begin voorraak, en ons weer met saam die Heilige Gees begin vloei in ons kerk in. Waar is taal? Waar is uitleg van taal? Waar is profesie? Waar is 'n woord van wysheid, woord van kennis? Wat het van die dinge geword in ons kerk in? Vir 7 jaar in so 'n kerk gedien as hoofpastoor, vir 7 jaar. Beste tyd van my lewe. Beste tyd van my lewe gewees. Dis daai groot gemeente waar ons was. Kind van die Here, om oorlaai te wees by die vreugde van die Here. Oorlaai beteken om vol te wees. Dit is so beteken wat jy vol maak. Hy moet dit ophou nie. Dit net vloei. Dit net vloei, maar een ding wat jy verstaan vanmôre, kind van God. Baie keer hou ons net vir onsself. Ons moet ook weer die vreugde uitdeel aan ander. Deel dit bietjie uit, deel die salwing bietjie uit. Gee dit bietjie vir ander wat dit nodig het. Moet dit nie vir jouself hou nie. Share dit bietjie met iemand anders, dis wat dit nodig het. Jy baie keer dink ons, ag nee wat, ek hou dit nie vir myself nie, as iemand anders wat ook nodig het. Ek gaan op my boodskap, as jy wil praat, ek wil op my boodskap, wag net vir hulle weer met die 10 maagde. 5 meisies en 5 dwaase maagde. Oor die olie. Ek kan nie wag dat die Here vir die boodskap keer die dag kan preek oor daai gedeelte nie. Ek kom baie jare terug gepreek, dis ek kom 30 jaar terug. Ek het daai gedeelte gepreek. Ons hou van onsself. Ons hou van onsself. Terwyl ons vir ander kon sê, hoorie, kom ek maak jou lamp so 'n bietjie vol. Kom ek help jou 'n bietjie op die pad. Kom ek gee vir jou 'n bietjie lig op die pad.
Maar nee, wat ek wil hê die pad bewandel, gaan loop jy maar daai kant. Ek soek my pad hemel toe. En dan kom hy so, nee, jy stryk nie, dan waar is jy dan? En jy sê, so pad hemel toe. Kant van God, jou blydskap, blydskap is lang. Hoor wat sê vers 6, nou sal my hoof hoog wees oor die vyande rondom my. Ek wil in sy tent offer saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Kerk, wanneer Dawid uitroep, ek sal my hoog sal hoog wees rondom die vyande, dan kom verklaar hy, deur al die omstandighede waardeur ek gaan, sal ek my hoog gaan. Ek sal my blydskap in Christus Jesus behou. Dawid verklaar, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. As daar 'n oorlog mee op, nogtans vertrou ek. Baie keer kind van die Here gebeur net iets kleins in jou lewe, dit maak opstaan, maak ons kwaad, dat ons vreugde van die Here verloor. En ons mag dit nie toelaat nie. Jou vreugde en blydskap laat jou sing in die Here. Weet jy nie, ek het altyd gesê, en ek sê dit vandag nog, wanneer ek die nag wakker is, en ek kan nie slaap, dan sing ek koortjies. En ek kom môre vir die sê, kind van God, wanneer die vyand jou aanval, wanneer jy mismoedig begin, en moedeloos begin voel, begin met 'n koortjie sing, ek gaan hemel toe. Wat sê ek oor die? Ek sal op my pad hemel toe. Nee, daar's aanhede. Maar ek wil ek my heel môre uit koortjie my hart gaan. Ons gaan juig daar in die hemel, daar sy. Kind van God, dink jy, hoe gaan ons juig in die hemel in? Nee, ek dink dit gaan goddelik wees. Ons gaan spring, ons gaan dans, ons gaan hemel en dans in die Here in. Dis wat moet wees, kind van die Here. Ons gaan ons nie daar staan, so kom mense by my begrafnis nie. Nee, die blydskap gaan daar, die vreugde gaan en van hoekom? Jesus self gaan daar wees. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag. Jo, prys die Here, dit mag my so opgewonde. Nehemia 8 vers 11 sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here is jou beskutting. Blydskap van Christus, Jesus wat met opstaan. Sê jy wat ek is lus vir die dag. Hoor mooi kind van God, wanneer jou hart vol is en oorloop, dan kan die vyand nie naam jou kom nie. Want die blydskap en die vreugde wat in jou is, maak dat hy pad vat. Jy moet dit net verklaar. Johannes 15:11 sê, dit het ek, Jesus aan die woord, vir julle gesê, dat my blydskap met 'n hoofletter in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Hy blydskap in ons bly 24/7, 365. Mag dit jou gaan nie. Die dag hierdie ook om al en hy kus en daar smile in jou mond wees van blydskap. I'm going home, 6 feet to die no more. Swaar gesing ons hy koortjie, ek ken hom al uit my kop uit, ek het hom baie gesing saam. Ek gaan huis toe, al is ek 6 voet oor die grond, dis maar net die stoffelige oorskot daai. Maar ek is by koning Jesus. Volkome beteken die oorspronklike taal Proreo, wat beteken perfect, completely full, volmaak, ten volle heel gemaak, ten volle vol. Dit wys dat ons blydskap nie kan verminder nie. Dit mag nooit verminder nie. Blydskap kan met 'n vuur gelyk word. Kind van God, wanneer daai vuur begin doodgaan, dan gooi jy hoog. En hoe meer hout jy op, hoe meer en beter brand hy. En dis ons blydskap moet wees. Maar hy vuur, maar hy blydskap aan die brand hou. Levitikus 6:13 sê die vuur op die altaar mag nie doodgaan nie. Hy vuur mag nie doodgaan, kind van God. Hoe dit reg kry? Deur hy vuur. Nou op sy, hoe kry jy dit reg? By 'n kamergebed. Here loof, prys, blydskap, vreugde in hom in. Kan bly beteken meno, to remain, to abide, ewigdurend, to stay, to continue to exist, permanently in. Dis wat die oorspronklike taal sê. Ek laat die oorspronklike taal, want ek sê dit so mooi.
Spreuke 15:15 sê, al die dae van die bedruktes is sleg. Dis soos jy bedruk voel. Hoe voel jy? Dan jy voel sommer kwaad, jy wil niks doen nie. Maar hoor wat sê die volgende, maar die vrolike van haar het gedurig deur fees. En ek wil sê, ons gaan fees in enig nie hoor. Terwyl die 7 jaar help die aarde losbrand, gaan ons 7 jaar fees hou in die hemel. Dis laf ek enig eindtyd het in hier ook te doen. Ek het al so, ek seker so 5 of 6 keer eindtyd ek doen in my lewe gedoen. Dis laf ek eindtyd ek doen ook te doen. Gedurig deur beteken, Jimmy, always, daily, elke dag moet ons harte vol wees. Prys die Here. Die Here het blydskap, selfs aan die volk verskaf. Luister hierdie gedigte, mense hierdie gedigte my so awesome. So awesome. Josafat is op pad om oorlog te gaan word teen die Moabiete en die Ammoniete. Wat doen hy? Vrees. Hy raak bang, maar hy neem sy toevlug tot die Here toe. As die Here op my, jy nie bevrees nie, hy fight my, los op my. Ek nie wys wat doen met hulle. Jy sê rustig, kalmeer. Ons probleem is, ons moet self daai fight. Ek wil self uit pistool uittrek, ek wil self daai gebalde vuiste hê. Sê hy, kalmeer, staan jy bietjie terug. Dus jy sê, hy vyand is plat voor jou. Maar wat doen Josafat? Iets wat ek nooit in my lewe kon verstaan, ek was die jare nie weermag. Maar die weermag sal weet. Jy gaan nie jou musiekspan heel voorop stel en sê, hey, kom julle is voor die platoon is agter met hulle AK's en R1's en R4's nie. Nee, jy gaan hulle voorsit. Josafat sê, kom julle voor. En wat gebeur toe hierdie ouens begin sing? Hoor wat sê die woord van God. Vers 21, dit spreek Kronieke 20, vers 21. En hy het die volk beraadslaag en tot eer en Here sangers opgestel. Tot wie se eer? Tot die eer van God. Stel hy sangers op, wat in 'n heilige sieraad moes lof sing en die uittrek op die voorpunt. Mense, ek toe hierdie eerste maal lees nog, Here, hierdie man het geloof gehad in die Here. Die Here sê, hey, staan jy terug? En hy gooi sy musiekspan voor, hy sê, kom ons vat reeds hierdie oorwinning. Hy het hom nog nie gesien nie, hy het hom reeds gevat. Daarom sê die musiekspan voor. Hy sê die wapenis moes, op die voorpunt van die gewapenis moes wees sê, loop die Here van sy grootheid en stot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle hier die gejubel en lofsang aan het, hoor mooi, het 'n hinderlaag, het die Here hinderlaag opgestel, en die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom is, sodat hulle verslaan is met alle woorde, die oomblik toe hulle begin sing, toe kom die vyand verwarring en hulle vernietig hulle self. Dis wat gebeur, die oomblik as jy in blydskap deur begin loof en prys, dan moet die vyand, want hy kan nie anders as die kind van die Here. Jou gesig moet dit wys, man. Dan sê ek môre, wys die daai blydskap in die Here vanmôre. Halleluja! Prys die Here. Kan weer luister wat sê vers 27 en 28, dis daar hulle die oorlog gewen het. Kyk, nou maak hulle by mekaar nie. Nou maak hulle mekaar, hy man het self uitgewis en nou maak hulle by mekaar. En nou is hulle op pad na die heilige land toe. Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om met Josafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan, want die Here het aan hulle vreugde verskaf oor hulle vyande. Ja, man, ons kan in vreugde staan oor die vyand. Hy is alreeds toekas en tyd verslaan. Kom maar die ons oor. Probleem is ons sê om tyd meer die Here se God kry. Dis ons probleem. Vers 28, en hulle het Jerusalem ingetrek met harpe en sitter en trompette na die huis van die Here gegaan. Hulle gaan na die huis van die Here met blydskap, met vreugde. Hoekom? Ek dink toe hulle daar instap, en soos hierdie plek instap, toe begin hulle jabula. Mense begin hulle dans voor die Here, toe begin hulle die hallelujas, soos donderslag klink in hy plek. Woe! Mense, ek so graag daar ook gewees het. Ek dink dit was wonderlik om dit te sien. Die oorwinning van die Israeliete, Miriam. Wat doen Miriam? Die vrouens, waar is die mans gewees? Ek vraag en ek vraag, waar is die mans? Ons op die slagveld gewees by dames, het so weer, hulle op die slagveld wees om te fight. Maar die oorlog wat doen Miriam, sê die vrouens, kom
begin hy tamboeryne, en hulle begin sing, hulle begin die oorwinning te vier. Hulle doen hy oorwinning so dat almal kan sien. Man, dis awesome. En Miriam het al singend geantwoord, sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Psalm 146 vers 2 sê, ek wil die Here prys so lank as ek lewe. Hoor Dawid se belydenis, ek wil die Here prys so lank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van God so lank as ek nog daar is. Met alles lank as ek nog lewe, so lank as ek nog asem het. Wil ek die Here loof, wil ek hom prys, wil ek hom aanbid. Nog se uur as ons slaap, wees rustig. Skaap ons nie aan haar nie wil nie. Psalm 30:12 sê, en hy het my weeklaag verander in 'n koordans. Hy het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Ja, met blydskap in Christus Jesus omgord. Hy het afgehaal wat pla man. Paulus kom verklaar in Filippense 4:4, hy sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle in die Here. Sien, kyk, ons moet begin woord in ons eie lewe spreek. Here, vanmôre staan ek op bed bly, maar ek verbly my in hierdie dag nie. Verbly my in die Here. Verklaar die woord in jou lewe in. Blydskap maak dat 'n mens uitbundig raak van dankbaarheid. Dawid sê, ek wil offer met 'n trompet geskank. Dis moet môre nog geblaas word. Mens moet hoor van sy oorwinning. Mens moet mag wat sy magtige dade die Here gedoen het, hy getuig daarvan. Hy getuig van hierdie dinge. Psalm 37 vers 4 sê dit so mooi. Ek verlustig jou in die Here. Met ander woorde, dien die Here met 'n toegewyde hart en met blydskap. En dan sal jy die begeertes van jou hart. Paulus en Silas, gedeelte wat ek dink seker in die meeste my boodskap al gebruik het in my lewe in. Almal ken die verhaal van Paulus en Silas. Hulle is seer geslaan, hulle is met stokke geslaan, hulle is in die tronk gegooi. Hulle is die ou uiteindelik daar binne moet sit en moan en groan en sê, Here, kyk hoe lyk ons nou. Here, ons dien nie, ons aanbid nie, ons preek die woord, Here, maar kyk hoe lyk ons nou, Here. Ons is dinge geslaan. Nee, dis nie wat hulle doen, die kind van die Here. Terwyl die tronk het begin God aanbid. Hulle begin lofprysing sing. En wat gebeur in die dag? Die deure gaan oop. Die boeie val af. Hoekom? Lofprys dan binne doen dit. Die slaankrag van lofprys dan binne. Boodskap sê hy lê my op my rekenaar klaar voorberei. Kind van God, waar gebeur dinge in die huis van die Here? 'n lofprys dan binne. Waar vloei die salwing in die kerke? 'n lofprys dan binne. Vir wie is lofprys dan binne? Vir die mens. Nie vir God. Met ander woorde, lofprys dan binne is eerste. Die woord is sekondêre lofprys dan binne. Moet my nie uithaal, ek was nog sleg uitgehaal deur 'n pastoor. Ek moet verduidelik vir jou. So ek nou net sê, vir wie is lofprys dan binne? Vir God. Met haar rol stel God eerste. Wie is die woord? Vir ons as mens. Die woord van die Here sê, die Here leef onder die lofsange van Israel. Hy leef onder die lofsange van sy kinders, met ander woorde. Hy wil daar is waar hy geloof en geprys word. Paulus en Silas, die oomblik toe hy boeie oop afval. Tronk gaan en soveel mense het geluister daarna. Wat gebeur met hulle? Hulle is ook allemaal vry. Hulle is ook allemaal vry, want al die deur op, wanneer Paulus het al die deur op gegaan, al die boeie het afgeval. Ons word weer blydskap gebore, die kind van die Here. Blydskap is deel van die vrug van die Gees. Ons gaan verklaar. Net so paar minute. Hoor wat sê daarom Psalm 28 vers 7, hy sê, die Here is my sterkte en my skild. Op hom sal my hart vertrou, en ek is gehelp, daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Met sy omstandighede gaan na die Here toe. Dis Here, dis my omstandighede vanmôre. Here, net U kan my help. En toe die uitkoms kom, wat doen ek? Toe loof en prys die Here. En as ek hierdie gedeelte op baie keer in baie jare, of nog steeds, ja, die jare verlede jare het ook gebeur. Was daar 'n dag van bid vir reën laas jaar?
Ja, was daar 'n dankdag uitgeroep? Dankie. Ons is baie vinnig om die Here, kyk hoe lyk daar, hy's droog. Maar ons vergeet dankie te gaan sê. Dis wat Dawid gedoen het. Die oomblik die Here hom help, toe gaan sy dankie met 'n lofgesang. Hy gaan vertoon sy blydskap aan die Here. Maar die Here met sy situasie het gehelp. Ja, ek pak slag jou reg gedeelte op. Toe ek na vir 'n pastoor vra, jy het lekker gebid, nee. So 'n maand terug, God het goddelike reën gegee. Ja, ek sê maar dan. Toe word oor die kolle gehaal. Maar ek het gelukkig gaatjies in my ore, prys die Here daarvoor. Dawid jubel en juig in die Here kind van God. Paulus kom sê in Filippense 2:2. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Dan word hy blydskap in jou, die blydskap van Christus sal eengesindheid wees. In die kerk, ons kerk kom in ons eenheid kerk. Handelinge 2, Handelinge 1, toe eendragtig en een as man een saam gebid het, eendragtig en eenheid gebid, wat gebeur? Toe word die Gees van God uitgestort. Nou wie was al in so 'n kerk waar 'n plaas gevind het? 2, 3 sal my. Ek weet ek kan getuig daarvan. Ek kan absoluut getuig daarvan. Habakuk 17 en 18. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en die wingerd nog geen vrugte sal wees nie, en die drag van jou olyfboom sal teleer stel, die saailande geen voedsel sal oplewer nie, en die klein vee uit die krale verdwyn, en geen bees in die stalle sal wees nie. Met ander, daar is niks. Daar is niks. Nogtans, te midde van die omstandighede, sal ek jubel en juig in die Here, en ek sal juig in die God van my huis. Hier hy beteken voorspoed. Die huil met trane nie. Hier hy beteken voorspoed. Kyk, huil, die woord beteken verskillende betekenis in die woord van God. Jubel beteken alas, beteken to jump for joy, to be joyful. As my uitbundige vreugde aan die Here te gee. Juig beteken, beteken to spin around, om aan uitbundige vrede uiting te gee. Ek sien baie keer as mense koordans, want daar is die rondin. Ons weet nou regtig hy die Here Christus Christus in die kerk wat sê die meeste koordans het. As jy baie van die mense draai in die reg en draai in die rondin met die koordans. Is hy vreugde, hy blydskap, hy uiting aan gee. Wil afsluit vanmôre kind van die Here. Dawid was ook maar op 'n tyd ongehoorsaam gewees. Het ook maar sy blydskap verloor as gevolg daarvan. Maar met ware berou en ware bekering het hy weer teruggekry. Hoor wat bid hy op Psalm 51. Psalm 51 is 'n goddelike psalm om in jou lewe te bely, saam Psalm 109, Psalm 103, Psalm 102, Psalm 104 en so kan dit aangaan. Maar jy kan bid elke dag van jou lewe en daai gedoos in jou lewe in te bely. Psalm 51 vers 4 en 5 vers 9. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek het my oortredinge Want ek ken my oortredinge, my sonde is altyd weer voor my. Onsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees, was my en fitter kan wees as sneeu. Dis Dawids begeer, Dawid weer hy verlange om weer terug te kom en weer hy vreugde, hy blydskap te ervaar. Verder sê Here gee my weer 'n vaste gees. Dit was beteken 'n permanente gees. Daai permanente blydskap weer in my lewe uiting kan kry, kan gesien kan word in die wêreld aan buitekant. Laaste skrif wat ek mee afsluit vanmôre. Waar God se woord gevrees word, volg uitstorting van die ware Jesus blydskap. Psalm 34 vers 2 en 4 sê ek wil die Here altyd loof. Nie sonder aan die kerk nie. Ek sien as mense kerk kom op Sondag. Man, ek sien sy so heilig en so skyn. Die reg probeer, daar is 'n ander woorde. Kind van God, jou blydskap toe verskyn in jou wees. Nie in die kerk nie. Jy moet altyd smile. So my kwaad by my werk, daar ek wel lag nie. Waar my nie. Ek stel my trap en ry raak.
Ek het gaatjies met my oor, ek hoor nie net vir die oor. Hy slaat nie vas, ek ben klein daar, hy kom aan. Vers 3 sê, my siel sal hom beroem in die Here, die ootmoedig, en die wat moedeloos aan het hoor, sal bly wees, en sal sien wat gebeur. Maak die Here saam met my groot, en laat hom saam sy naam verhef. Dit is wat ons Sondag moet doen. As ons by mekaar kom. Dis wat ons kom doen. Ons kom nou die Here saam, ons kom sing saam met die Here, ons kom loof en ons kom prys, ons kom aanbid hom. Te midde van jou omstandighede. Kom ons maak so Dawid gemaak kind van die Here. Kom ons begin die Here loof en prys in al ons omstandighede. Maak saak wat dit is nie. Finansie, siekte, pyn. Why do you worry? Why do you die? Nobody also dies, so why worry? Maak jy bly met reg goed. Oh, jy hoor gekom en getrou dienste. Of jy gaan werk nie. Prys die Here. Amen.